Goeiedag en baie welkom in hierdie eerste videoles in die hoofstuk van getalpatrone. In vandag se video gaan ons kyk na die lineêre en die kwadratiese getalpatroon en hulle formules. Dis lekker om te sien dat getalpatrone oralster in die natuur voorkom. So hier het ek sommer net vir jou 'n prentjie van die Fibonacci reeks. Soos jy kan sien, het kom voor in blomme, selfs by die see, in skulpe, in die sterrehemel. So dit is oralster om ons. Nou die lineêre getalpatroon het jy reeds in graad 10 gedoen. Nou ons het 'n algemene term gehad, naamlik BN plus C. So net gou vinnig weer hoe dit werk. Kom ons werk vir onsself term 1, term 2 en term 3 uit. So vir term 1 vervang jy 'n 1 oralster in die plek van die N. So ons kry dan B plus C. Vir term 2 doen jy dieselfde, vervang 'n 2 en dan kry jy 2B plus C. Vir term 3, 3B plus C. Nou gaan bereken ons die eerste verskille. Nou die eerste verskille word gekry deur jou tweede term minus jou eerste term. So dis 1 term minus die vorige term. Nou hierso sien ons vir 'n lineêre getalpatroon gaan daar altyd 'n konstante eerste verskil wees. Nou om die vergelyking te kry, baie maklik, begin jy by hierdie konstante verskil en dan werk jy diagonaal opwaarts. So die volgende ene wat jy gaan gebruik is B plus C. Nou ek gaan in 'n voorbeeld vir jou gou wys presies hoe gebruik jy dit. So die vraag is, bepaal die algemene term, of hulle gaan vir jou vra, bepaal die T-ende term of die ende term van 5, 8, 11, 14. Nou, ons weet nie of dit 'n lineêr of 'n kwadraties is nie, maar omdat ons nou eers met lineêr werk, sal jy vinnig sien dat dit wel lineêr is. Deurdat jy die eerste verskille gaan bereken, kry jy 'n konstante. En die oomblik wat 'n konstant is by jou eerste verskil, is dit 'n lineêre getalpatroon. Nou stel hierdie eerste verskil, hierdie konstante, gelyk aan jou B-waarde. Nou gebruik jy hierdie B-waarde en jy sê dan B plus C, so onthou nou van die vorige skyfie, dit gaan nou daai diagonaal opwaarts wees wat jy beweeg. So B plus C moet dan gelyk wees aan jou eerste term, in hierdie geval 'n 5. So in die plek van B kan ons nou die 3 gaan invervang en vervolgens vir C bereken. Nou het jy die B en die C waarde, wat jy dan nou gaan invervang in jou vergelyking. Tn is gelyk aan Bn plus C. So as jy dit invervang, dan het jy onmiddellik jou vergelyking. Die kwadratiese getalpatroon het ook 'n algemene term of 'n ende term, soos wat dit baie keer na verwys word. So die algemene term is in hierdie geval an kwadraat plus bn plus c. So dit moet jou 'n bietjie laat dink aan 'n kwadratiese vergelyking en selfs aan die kwadratiese funksies. So kom ons werk in hierdie geval vir ons die eerste 4 terme uit. So weer eens, vir term 1 vervang jy oralster in jou algemene term in die plek van die n 'n 1 en soortgelyk vir term 2, 3 en 4. Kry die eerste verskille, so dit gaan wees term 2 minus term 1 en dan term 3 minus term 2 en laastens term 4 minus term 3. So jy trek gelyksoortiges van mekaar af en so voorts. Goed, maar nou sien ons, dis nog nie konstant nie, so kom ons gaan doen dit 'n tweede keer. En as ons 'n tweede keer dit gaan aftrek, so weer eens, jy trek die 1 af minus die vorige 1, gaan jy in hierdie geval sien dat ons nou wel 'n konstante kry. So vir 'n kwadratiese getalpatroon het altyd 'n konstante tweede verskil. Maar iets wat nogal handig is om raak te sien, is dat ons eerste verskille vorm altyd 'n lineêre getalpatroon. So met ander woorde, as jy net daai eerste verskille het, en ons het soos met 'n lineêre getalpatroon vir jou gevra om die algemene term te kry, behoort jy nou te kan sien dat jou eerste verskil dan die konstante sou gewees het. Goed, so dit is iets wat lekker handig te pas kom. Weereens, as jy van onder af diagonaal opwaarts werk, gaan jy daai 3 waardes op die diagonale lyn gebruik om die algemene vergelyking te kry. Kom ons kyk weer eens na 'n voorbeeld om dit te verduidelik. In hierdie voorbeeld word die getalpatroon 2, 3,
8, 17, 30 vir ons gegee en daar word gevra om die algemene term of die endeterm te bereken. So eerstens wil ons die eerste en die tweede verskille gaan bereken. So vir die eerste verskille sê jy 3 minus 2 is die 1, 8 minus die 3 is die 5 en sovoorts. Vir die tweede verskille, 5 minus 1 is die 4, 9 min 5 is 4, 13 min 9 is 4. So ons kry 'n konstante tweede verskil wat bevestig dat dit wel 'n kwadratiese getalpatroon is. Volgende gaan ons na daai konstante tweede verskil gelykstel aan 2a. Daarvolgens kan jy dan jou a gaan bereken. Nou gaan jy die a gebruik en die eerste verskil gaan kry. So onthou jy werk diagonaal opwaarts. So 3a plus b moet gelyk wees dan aan die 1. So maar vervang reeds in die a die waarde van 2. Dan kan jy nou gewone algebra toepas en kry b is min 5. Nou gaan ons die a en die b waarde gebruik en dan gaan ons sê a plus b plus c moet dan gelyk wees aan daardie eerste term genaamd 2. So 2 minus 5 plus c is 2 en dan kry ons dat c gelyk is aan 5. Nou kan jy hierdie 3 waardes gebruik om jou finale vergelyking te kry of jou algemene term in die vorm van a(n) plus b(n) plus c. So as jy alles invervang is die algemene term in hierdie geval 2(n) min 5(n) plus 5. Jy sal telkens na die algemene termformules wat jy gekry het, kan gebruik om dan verdere opvolgvrae te beantwoord. Gaan kyk asseblief na die voorbeelde in jou handboek voordat jy wegspring met die huiswerk. Lekker werk!